Ek wil u nooi om u Bybel vanmôre saam met my oop te maak by Sagaria in die Ou Testament. Sagaria hoofstuk 4. En ons gaan verse 1 tot 6 saam lees. Sagaria 4 verse 1 tot en met vers 6. Ons lees saam Sagaria 4 vers 1. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, "Wat sien jy?" Toe antwoord ek, "Ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, "Wat beteken dit, my Heer?" En die engel wat met my gespreek het antwoord en sê vir my, "Weet jy dan nie wat dit beteken nie?" En ek het gesê, "Nee, my Heer." Toe antwoord hy en sê vir my, "Dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare." Ons lees net saam tot daar uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid saam, ons nader die Here se troon. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre by mekaar kan kom in die naam van ons drie-enige God, ons Vader, ons Here Jesus en die wonderbare Heilige Gees. Baie dankie dat U vir ons hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Dankie dat ons vroeg vanmôre kon wakker word en ja, saam met die psalmdigter kon uitroep, "Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here." Ja, ons is hier by mekaar met 'n verwagting, met blydskap in ons harte en in besonder met dankbaarheid vir die voorreg wat ons kan hê om U te ken, om U woord in ons eie taal te hê en om vanmôre ook 'n boodskap van U te ontvang. Dankie Hemelse Vader dat ons net vanmôre ook voorbidding kan doen vir ons land. Daar's soveel uitdagings in Suid-Afrika. Ons is bewus daarvan dat die bose magte graag hierdie land met duisternis wil omhul en in 'n staat van duisternis wil dompel, mense se hoop wegneem, ons verwagting wegneem. Maar baie dankie dat ons vanmôre kan weet, terwyl U in beheer is en dit is vir ewig, het ons altyd hoop en kan ons vanmôre ons oog op U kom vestig en bid vir ons land en vra met diepe afhanklikheid, wil U ons nie aansien in U groot genade hier aan die suidpunt van Afrika nie. Wil U nie vir ons iets besonders kom doen nie. Ag Here, wil U nie almal wat van U weggedwaal het, terugbring na U toe en vir ons 'n herlewing stuur, sodat die naam van die Here geheilig kan word en sodat U groot gemaak kan word. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente ook in hierdie môre en alle ander Christen gemeentes in ons stad en in ons land. Ons bid vir predikers. Ons wil vra dat U predikers opnuut met U Heilige Gees sal salf. En Here, dat predikers 'n oorgawe aan die Here sal maak wat nooit teruggetrek sal word nie. En sodat U elke prediker wat in 'n kansel staan met die krag van die Heilige Gees sal toerus en kragtig sal gebruik in U diens. Dankie vir U woord. Dankie dat ons ook nou U woord kan oordink.
Ons vra dat U ons ryklik sal seën en vind in ons 'n gewilligheid en 'n gehoorsaamheid om na U woord te handel. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ek wil graag na aanleiding van die gedeelte wat ons saam gelees het, vanmôre met U praat oor die tema, die roeping van die kerk. En alhoewel dit hier in Sagaria nie oor die Nuwe Testamentiese kerk gegaan het nie, maar oor twee baie besondere getuies, naamlik Serubabel, die goewerneur van Juda, en dan Joshua die hoëpriester, wat uit ballingskap uit teruggekeer het, kan ons dit ook natuurlik deurtrek en toepas vanmôre op die kerk van Christus in die Nuwe Testament. Nou, die roeping van die kerk word vir ons baie, baie mooi in Handelinge 1 vers 8 neergepen. As die Here Jesus voor sy hemelvaart sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Dis die roeping wat die Here vir sy kerk het. Die Here wil hê dat sy kerk sy getuies moet wees op hierdie aarde. En hier in Sagaria het ons ook 'n baie mooi gedeelte, 'n besondere gedeelte wat eintlik ooreenstem met Handelinge 1 vers 8, naamlik die profesie of die visioen wat Sagaria gehad het van die kandelaar met sy lampe en die toevoer van olie na die lampe toe en die twee olyfbome weerskante van die kandelaar. Ek wil net graag so 'n bietjie agtergrond gee oor Sagaria. Sagaria is 'n baie besondere Ou Testamentiese profesie, deel van die klein profete, en die boek kan in 2 dele opgesom word. Die eerste deel bestaan uit 8 visioene, of eintlik naggesigte, wat Sagaria gehad het, en waarin God homself op 'n baie besondere manier aan Sagaria kom openbaar. Onder andere wil die Here in hierdie 8 visioene vir Sagaria kom sê dat hy 'n God is wat betrokke is by sy volk. Hy is teenwoordig, hy is besorgd, hy gee om. Hy kom verklaar dat hy 'n regverdige God is, dat daar geen ongeregtigheid in hom skuil nie. Hy verklaar dat hy Jerusalem op 'n baie besondere manier sal beskerm en ook self daar sal woon. En natuurlik is dit 'n eindtydprofesie oor die Messias wat sal kom. Hoe sy Heilige Gees werk, in besonder die gedeelte wat ons dan nou vanmôre gaan behandel, en hoe dat hy die allerheilige God is, wat mense ook in die ewigheid verantwoordbaar gaan hou vir elke daad wat ons gedoen het. Hoe hy reinig, hoe hy sonde verwyder, hoe hy verlos. Net eenvoudig 'n wonderlike profesie as jy kyk na hierdie 8 visioene. En dan die tweede deel is dan nou nie visioene nie, maar godsprake. Dis die Here wat kom en persoonlik godsprake lewer oor die volk Israel en hulle toekoms met spesifieke verwysing na die Messias, in besonder die wederkoms van die Here Jesus. En ons ken almal Sagaria 14, die pragtige eindtydprofesie wat daarin vir ons opgeteken is. Vanmôre staan ons stil by die 5de van die 8 naggesigte of visioene wat die Here aan Sagaria gegee het. En hier sien ons 'n kandelaar met 7 lampe wat brand. Ons sien 'n oliekan bo op die kandelaar met afvoerpype binne in die oliekan en dan ook die 7 afvoerpype na die lampe toe wat heeltyd die lig of die lampe laat brand, en dan die 2 olyfbome aan weerskante van die kandelaar. En die kruks van hierdie gedeelte is dit wat ons saam gelees het in vers 6, waar die Here sê, nie deur krag
of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Ja, die Here stel nie belang om menslike krag te gebruik nie. Nêrens verwag hy van ons om in eie krag of in menslike krag of menslike vermoëns of menslike planne te gaan probeer om sy werk op hierdie aarde te doen en ons roeping uit te leef om getuies van die Here Jesus te wees nie. Nee, hy bereik sy doel deur die werking van die Heilige Gees. Dis die manier wat God bepaal het waarop hy gaan werk, en daarom ook die opdrag in Efesiërs 5 vers 18 aan elke kind van die Here, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Ek dink nie ek hoef te veel hieroor te praat nie, ek dink almal van ons weet baie goed wat se effek dronkenskap op 'n mens het en die losbandigheid wat daarmee gepaard gaan. Maar, sê Paulus, word vervul met die Heilige Gees. En dit staan in die presens imperatief, wat beteken, julle moet voortdurend vervul word met die Heilige Gees, sodat julle krag kan hê en sodat julle my getuies kan wees. En nou weet ons, dit was die rede vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die Here Jesus sê baie duidelik vir sy disippels, julle moenie uit Jerusalem uitgaan, julle moet met niemand praat oor my, voordat julle nie aangedoen is met krag uit die hoogte, voordat die Heilige Gees nie uitgestort is, voordat julle nie vervul is met die Heilige Gees nie. En hoe wonderlik is dit vanmôre vir u en vir my om te weet, dat van Pinkster af tot nou, het die Heilige Gees nie onttrek nie. Hy het nie weggegaan nie. Hy wil steeds met dieselfde krag waarop hy daar op Pinksterdag in sy kinders gewerk het, wil hy vandag in elke gemeente werksaam wees en wil hy elke kind van die Here gebruik om 'n brandende, ligdraande getuie van die Here Jesus te wees. Hy is steeds vandag in ons midde en beskikbaar om ons te bekragtig vir ons roeping en ons taak as getuies van die Here. Ons gaan kyk na enkele gedagtes en ons begin dan by die kandelaar met sy brandende lampe. Wat simboliseer dit? Dit simboliseer ons getuienis. En hoe belangrik is dit dat gemeentes en kinders van die Here individueel 'n getuienis na buite toe sal uitdra. Ons weet natuurlik dat Jesus Christus self is die lig van die wêreld. Daar in Johannes 8 vers 12 op die groot fees staan daar en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat 'n aangrypende gedagte. Wat 'n wonderlike boodskap wat die Here Jesus daardie dag verkondig het. Hy is die lig van die wêreld. En almal wat hom volg, hoor mooi, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hoe belangrik is dit vir 'n mens om die Here Jesus te ken as jou persoonlike verlosser en jou persoonlike saligmaker en in sy lig te wandel. Want ons weet dat die sondeval daar in die tuin van Eden die ganse wêreld in duisternis gedompel het. En vandag sien ons hoeveel mense in duisternis lewe. Mense wat voortstrompel, rigtingloos, sonder hoop, sonder God, wat eintlik in 'n verskriklike toestand van duisternis verkeer. En hoe ervaar ons nie in ons pragtige land Suid-Afrika, dat die magte van die duisternis elke dag hard werk om mense met duisternis te oorweldig, om ons hopeloos te maak, om te veroorsaak dat ons nie weet watter kant toe nie, rigtingloos rond te dobber nie. Dis eintlik 'n verskriklike toestand, die toestand van duisternis waarin mense
hulle bevind. Maar Christus is die ligbron. Hy het gekom as die lig van die wêreld. Hy openbaar homself as die een wat gekom het om te soek en te red die wat verlore was, om mense oor te bring uit die duisternis na sy wonderbare lig. En lees ons in Jesaja 42 vers 6 en 7, en dis so 'n aangrypende profesie waar God die Vader met sy seun praat, met die Messias praat. En hy sê, ek die Here het u geroep in geregtigheid. Die Vader het die Seun geroep in geregtigheid. En ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Is dit nie 'n wonderlike teksvers? Die Vader sê vir sy Seun, ek gee u as 'n verbond van die volk en as 'n lig van die nasies. Ook vir ons hier aan die suidpunt van Afrika is Jesus die enigste lig, die enigste hoop, die enigste weg wat mense uit hulle toestand van hopeloosheid en duisternis kan uitkom. Hoor wat sê vers 7, dis Jesaja 42, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te laat, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. En nou kom Petrus, daar in die Nuwe Testament, in sy sendbrief in 1 Petrus 2 vers 9, en kom sê hy vir die gemeente, vir die kerk, julle is 'n uitverkore geslag. Waar Israel in die Ou Testament die uitverkore volk was, is die gemeente die uitverkore geslag van die Here. 'n Koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die getuienis, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ja, elke kind van God individueel, in elke gemeente van die Here Jesus, wat met sy kosbare bloed gekoop is, word geroep om 'n getuienis na buite uit te dra. Hier gesimboliseer deur 'n kandelaar met lampe wat brand. Maar in die tweede plek, lampe kan nie op eie stoom brand nie. Lampe het 'n voedingsbron nodig om te kan brand. En so kan ons nie God se getuies wees in eie krag en met ons eie vermoëns nie. Ons het ook 'n voedingsbron nodig. Ons het 'n ligbron nodig om ons getuienis na buite te laat gaan. En die olie simboliseer dan die krag van die Heilige Gees wat ons getuienis aan die brand steek. Ons het reeds gekyk na vers 6 waar die Here sê nie deur krag of deur geweld nie, nie deur menslike pogings nie, nie in ons eie manier wat ons dit doen nie, maar deur my Gees, spreek die Here. Ook Handelinge 1 vers 8 wat ons vroeër aangehaal het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En hoe wonderlik het Handelinge 1 vers 8 op Pinksterdag in vervulling getree. Almal was eendragtig by mekaar. En skielik hoor hulle geluid soos van 'n geweldige rukwind. Hulle sien tonge soos van vuur wat hulle verdeel en op elkeen van hulle se voorhoofde gaan plaasneem. En ons lees, en hulle almal word vervul met die Heilige Gees. En wat gebeur? Hulle begin spontaan en kragtig getuig van die Here Jesus. Hulle kandelare begin brand. Hulle kan nie hulle monde toehou nie. Hulle praat oor hom vir wie hulle so lief is en wie se verlossing hulle beleef en ervaar het in hulle lewens. Ja, hulle kandelare begin spontaan brand en hulle praat oor die groot dade van God. En op daardie dag lees ons, is daar 3000 Jode wat uitroep onder die oortuiging van die Heilige Gees. En al wat gebeur het, hulle het net hierdie groepie mense se kandelare aanskou. En hulle roep uit, wat moet ons doen, broeders? Daar kom 3000 van hulle tot bekering. Wat dink u sou gebeur het
as hulle nie vervul was met die Heilige Gees nie. Hulle het 'n kandelaar miskien gehad, maar daar was nie lig nie. Die lampe het nie gebrand nie. Wat sou gebeur het? Niks. Daar sou geen reaksie gewees het nie. Sonder olie is daar geen lig nie. Sonder die Heilige Gees is ons getuienis na buite kragteloos en nutteloos. Geen mens kan in eie krag iemand anders oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Dis die werking van die Heilige Gees. Daar moet 'n vlam wees wat brand. Ou Petrus, ek gaan dit net herhaal, jy moet dit net uitvee asseblief, Ludwig. Petrus staan op Pinksterdag op en hy preek. En hy sê, luister mense, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want onthou, die mense het hulle beskuldig dat hulle dronk is. Dis nie wat dit is nie. Wat julle sien is voorspel en geprofeteer deur Joël, dat God sy gees sal uitstort op die vlees. Mense sal preek. En wanneer Petrus klaar is met sy inleiding, waar hy oor Joël praat, en so dan maak hy 'n kragtige stelling in Handelinge 2 vers 21, en hy sê vir hierdie mense wat bymekaar is, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. In die volgende vers, moet jy baie aandagtig luister, gaan Petrus aan, nadat hy hierdie stelling gemaak het, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, sê hy, ja, Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys, oorgelewer in die hande van goddelose mense wat gekruisig is. Hom het God opgewek uit die dood. En ek glo dit was letterlik en liggaamlik wat God hom opgewek het uit die dood. Onmoontlik dat die dood hom kon vashou. En dan sluit hy sy preek af in vers 36 met hierdie woorde, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En omdat Petrus hierdie preek in die krag van die Heilige Gees gepreek het, met 'n lamp wat helder gebrand het, deur die werking van die Heilige Gees op Pinksterdag, is daar hierdie magtige reaksie. En roep almal wat na hom geluister het uit, wat moet ons doen? Wat staan ons te doen? En Petrus kan vir hulle sê, bekeer julle. En laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, met die oog op die vergifnis van julle sondes. Dis die wonder van Pinksterdag, dis die wonder van die werking van die Heilige Gees. In elke kerk en elke gemeente op hierdie aarde moet seker maak dat ons roeping uitleef in die krag van die Heilige Gees. Ons durf nie in eie krag iets te probeer doen nie. Ons durf nie 'n tree te probeer gee. Ons kan nie vir die Here getuies wees in eie krag nie. Die Heilige Gees moet deur ons werk en deur ons vloei, soos die olie wat na die lampe toe loop. En dit bring ons in die derde plek by die 2 olyfbome. Dit simboliseer die getuies. En u sal dink ons werk miskien nou van agter af vorentoe. Ons moes miskien eers oor die getuies en dan oor die olie en dan oor die getuienis. Maar ek doen dit vir 'n rede. Hierdie 2 olyfbome simboliseer in die konteks van Sagaria 4 die goewerneur Serubabel en die hoëpriester Joshua wat nou uit ballingskap teruggekom het in die land en wat die tempel moet herbou en wat weer die woord van God moet vestig in die midde van die volk. Maar ons weet dat die volk Israel ook in die Ou Testament God se getuies moes wees. En dat die Here nou in die Nuwe Testament die kerk van Jesus roep om getuies van Christus te wees. Die gemeente, die eklesia van Christus. Getuies in die krag van die Heilige Gees. En wanneer 'n mens getuig van die Here Jesus en die Heilige Gees werk deur die gemeente,
Dan kom mense onder die oortuiging van die duisternis waarin hulle vasgevang is. Dan begin mense berou kry oor die sonde toestand in hulle lewe. En dan roep mense uit, wat moet ons doen, broeders? Die feit dat dit slegs Jesus is wat mense kan red, is 'n onomwonde feit. Daar's niks en niemand anders nie, geen ander weg wat vir ons gegee het onder die hemel as Christus die saligmaker, die verlosser nie. En hoe belangrik is dit dat elke gemeente en elke kind van God individueel getuies van Jesus Christus moet wees. Daar is 'n teksvers in Openbaring 22, die 17de vers, wat vir my baie, baie besonder is. En ek wil hê u moet mooi luister. Daar staan, die Gees en die bruid sê, kom. Dis nie net die Heilige Gees wat sondaars roep nie. Dis ook die bruid. En die bruid is die gemeente. Die kerk van die Here Jesus. En dis die kerk wat die getuies is, maar deur die Gees. Daarom is dit die Gees en die bruid wat roep en in 'n duister wêreld vir mense sê, kom. Kom waarheen? Kom na die lig toe. Kom na die Here Jesus toe. Die Gees en die bruid sê, kom. En dan hierdie woorde, en laat hom wat hoor sê, kom. Elke kind van God wat vanmôre na hierdie boodskap luister, en wat hoor dat ons saam met die Heilige Gees geroep word, om getuies van Jesus Christus te wees, om 'n getuienis, die lamp in hierdie wêreld te laat brand, moet kom saamwerk, moet kom hande vat, en moet kom deel in hierdie roeping, om mense wat verlore is, na Christus toe te roep. Gaan dit weer lees. Die Gees en die bruid sê, kom. Laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. O, dit is so kosbaar, dat God ons as sy medewerkers roep. Paulus sê dit ook in 1 Korintiërs 3, ons is die medewerkers van God. Dis eintlik verstommend, dis eintlik verbuisterend om te dink, dat die almagtige lewende God, wat sy seun gegee het, om vir die sonde van die wêreld te kom sterf, dat hy sy gemeentes roep, om saam te werk, saam te roep, in hierdie duister donker wêreld. En dat ons medewerkers van God kan wees in hierdie verband. Ja, die kerk van Christus bestaan uit mense. Mense wat die stem van die Here gehoor het en tot bekering gekom het en Jesus Christus as hulle saligmaker ontdek het. Die kerk bestaan uit mense wat uit genade gered is. En elke kind van die Here binne die kerk word geroep om 'n getuie van Christus te wees. Daarom is dit belangrik dat ons die Heilige Gees sal toelaat om in ons en deur ons te werk. Ja, dit is belangrik dat ons vervul sal word met die Heilige Gees. Want sonder die werking van die Heilige Gees het ons weliswaar 'n kandelaar, maar is daar nie lampe wat brand nie. En kan daar nie lig in die duisternis kom nie. Maar as die Gees deur die gemeente werk, en dis die Gees en die bruid wat roep, en wat vir sondaars sê kom, dan is daar 'n kragtige getuienisaksie. En dan kan die gemeente haar roeping uitleef in hierdie donker wêreld. As ons kyk na die wêreld om ons, as ons kyk na die samelewing hier in Pretoria waar die Here ons geplaas het, hoe lyk dit? Hoeveel mense is daar om ons wat vanmôre in 'n staat van totale duisternis lewe? Wat geen hoop het nie. Wat nie die Here ken nie. Wat ronddobber en rondtas in 'n staat van totale duisternis. Dis ons roeping om ons getuienis
helder te laat brand in hierdie donker wêreld. Dis ons roeping om te vertel dat daar hoop is en dat Christus ons enigste hoop is. Hoe sal Suid-Afrika verander as mense na Christus toe begin stroom? Hoe sal ons land lyk as mense wat nou in duisternis leef, die lig van God ontdek, volgelinge van die Here Jesus word, om die lig van die lewe te hê? Dis wat Jesus beloof het. Mag die Here ons in staat stel en help, dat ons sy getuies sal wees. Amen. Kom ons dank die Here. Ons dank U vanmôre, dierbare Here Jesus, dat ons U kan ken as die lig van die wêreld. En dat om na U toe te kom, ons in die lig van die lewe kan wandel. So het U gesê. Help ons dat ons lampe helder sal brand. Help ons dat ons getuienis in hierdie wêreld met die mense om ons sal praat. En dankie dat ons niemand hoef te oortuig nie. Maar as die Heilige Gees werk, sê die woord vir ons, dan oortuig hy van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons aanbid U daarvoor in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen.